vaders Ja. en ja, so. So, toe vanoggend vroeg. Soos 8:30. Ja, 8:30. Toe het ek besluit ek gaan vir oupa 'n koffie bring. Ja. Ja, net ek is alleen. Ek was ook daar. Is hy. En toe is dit baie moeilik. Dit was 'n groot challenge geweest. Want oupa se kamer is bo by die trappe en die kombuis is onder. Ja, dis baie moeilik. So, toe gooi ek die koffie en ek gooi die koppie heel vol. En toe Dominee, toe weet jy wat? Toe gee ek vir oupa die koffie en ek het nie 'n druppel gemors nie. En raai wat? Wat? Toe ek onder was by die trappe, toe vat ek 'n groot sluk van die koffie. En toe ek bo kom, toe sit ek die groot sluk terug. Okay, dis 'n manier om die koffie te dra. Het julle gehoor wat het Mimi Oupa gedoen? weet nou nog nie. En toe sê oupa, die koffie smaak baie lekker. Toe sê ek, ja, dis liefde. Ja. Baie liefde. Dis hy. Ek hoop julle het vanoggend vir julle pappa sulke koffie gegee nie, nê? Een sluk gevat, teruggespoeg en gegee nie. Ja. So Maar- raai wie is die leier in daai geval? Mimi. Ek. Mimi is So, die leier. So, en weet julle hoekom het ek dit gedoen? Want oupa was vandag die belangrikste van almal. Jo, oupa die belangrikste. Wie is die belangrikste in julle huis? Ek wil gou by die maatjies hoor. Pappa? Wie is die belangrikste? Wat sê die pappas en die mammas? Wie is die belangrikste? Sê. Hy wie dra die broek? My sê, ek gaan dit nie hardop. Ja, mamma sê wat se broek blykbaar. Almal, okay, hy het darm nie gesê mamma nie. Hy het sy pause gehou, ja. Okay, wie is die belangrikste in julle huis? Pappa. Maar onthou, Papa. al dra Dis 'n klomp spesiale pappas. Al dra pappa die broek, mamma kies hom. Ja, ons wonder agter elke man, né? Ja, Ja, so ietsiekie. Wie is die belangrikste in die kerk dink julle? Jesus? Hierso. die dominee, Nee, Jesus. die poppe. Jan, jy's baie slim vandag. Ja. Jy's baie slim. Dis wat oupa, dis hoekom oupa sê ook van die plaas, die baas van die plaas is Jesus. Hy sê hy bestuur hom net. Weet julle wat? In die Bybel het Jesus vir sy disippels gevra, wie is die belangrikste hier? En kan julle glo? Hulle het gedink een van hulle is die belangrikste. En partykeer dink ons ook, ek is miskien 'n bietjie meer belangrik as iemand anders, maar ons almal, hy het hier baie mooi geantwoord, ons almal het 'n rol om te speel. Ons almal moet ietsie doen, maar ons moet weet ons doen dit vir Jesus. Ons doen dit omdat hy die heel belangrikste is. Okay, so sal julle dit vandag onthou. Ja. Julle moet vir julle pappa se stywe drukkie gaan gee en dankie sê vir alles wat hulle moet doen, maar onthou, nê, dat hulle het ook 'n pappa en dit is God wat in die hemel is. Ja, en dominee, ek Ja. het ook gehoor dat as jy belangrik wil wees, moet jy volg. Ja, So vandag hoor ek al die pappas gaan die skool goed was. ja. En dan Ja. gaan die mammas hulle volg. Ja, hulle het mos Iemand moet begin. hulle het mos by die wasbak daai ding ondergemaak vir die voete om te pas. Ja, Ja. dit is waar. Ek hoor jou. Nou toe, wie wil vir ons bid vanmôre? Toe maak, wie dink- wil bid? Wil iemand bid hierso? Kom maak jy Mimi se oë toe. Okay, gaan jy vir ons bid vanmôre? Nee, Okay, vang julle eens my maatjies, maak neusdrukkie. vir almal julle oë toe. My oë is nog nie toe nie. Okay, ja, hy kom. My oë is toe. Joshua het gesê hy sal toemaak, want Dossa, jy kom toe maak. dankie. Wil jy bid? Okay, nou kom staan nie by Tannie. Daar's hy. Julle kan albei bid. Kom staan hier. Kom staan maar. Julle kan albei bid, né? Nee? Alraai, maak gou die oogies toe. Liewe Jesus, dankie ons sondes en ons dophou en ons laat dit ons sien dat jy ons stop. Amen. 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 Baie Ons jom. het nog 'n maatjie, ons Daar's het nog nog iemand wat moet nog bid. een wat wil bid. Nog een wat wil bid. Hou my oë toe. Jesus, dankie vir die lekker kos. Laat ons lekker op Becky het om ingeslaap. Laat ons lekker by mamma en papa gaan kuier. Amen. Amen. Baie dankie julle dat 'n mens Baie- nou al stry om te bid. Dit Okay, is 'n baie- wonderlike ding. Ons hoef nie te 'n stry nie, wonderlike almal ding. kan bid. Almal kan bid. Almal kan Ja. Okay, maar dominee, ek het laat uitgekom, so kan ek langer bly. Nee, Jy kom. kan nou maar gaan. Baie dankie. Onthou al die graad 1 tot 6, julle is welkom om agter te gaan saam met Wilmarie. Sy gaan vir julle 'n lekker les doen. Dit gaan lekker wees daar agter. Julle is baie welkom om so intoe te gaan.
Great. Ja, ons is lekker oor tyd vandag, so. Ons begin met 'n nuwe reeks vandag. Julle sal sien dat daai plakkaat wat daar op is, vir die volgende 5 weke gaan ons bietjie hierna kyk. En dit is 'n reeks oor die disippels of die apostels in die Bybel. Nou baie van ons het al die woord apostel gehoor, baie van ons het al gehoor van disipel, en ons gaan vandag so 'n bietjie 'n inleidende boodskap hê oor wat dit beteken om 'n disipel en 'n apostel te wees. Hoe het Jesus hierdie persone gekies om deel van sy lewe te wees en hom dan te volg? En ons gaan bietjie so 'n agtergrond inligting oor dit doen. En dan in die volgende paar weke wat voorlê, gaan ons spesifiek kyk na van hierdie disipels, wie hulle was, en watter boodskap hulle gelewer het, hoe die Here kragtig deur elkeen van hulle gewerk het. So ons hoop dat julle ook hierdie reeks sal geniet, en besef dat ons almal eintlik 'n rol het om te vervul in dit. So kom ons sluit ons oë en dan kan ons begin vanmôre om saam bietjie te kuier rondom die apostels en die disipels. Here, baie dankie dat ons vanmôre bymekaar kan kom en dat ons kan 'n bietjie teruggaan in geskiedenis en kan kyk na hoe u elkeen van die volgelinge wat agter u aangestap het, hoe u hulle gekies het, watter belangrike rol hulle vervul het. Maar Here, mag ons vanmôre ook besef dat ons nog steeds vandag 'n rol het om te vervul en om agter u aan te loop. En hoe moeilik dit is baie keer in die uitdagings wat die lewe vir ons gee om regtig hierdie gehoorsaam en getrou te kan doen. Mag ons vanmôre op u fokus, op u wil vir ons lewe, op die rol wat elkeen van ons gekry het, binne in u koninkryk, dat ons dit met albei arms sal aangryp en dat ons sal besef dat u deur ons wil werk en dat ons 'n rol het om te vervul in u koninkryk. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen. Nou, ons gaan vanmôre 'n lang teksgedeelte lees, maar voordat ons daar uitkom, wil ek net so 'n bietjie inleidend praat oor die 12 apostels en hoeveel was hulle nou eintlik gewees. Nou, as 'n mens bietjie kyk na die woord, die Engels gebruik baie die woord apostel en ons praat bietjie meer van disciples in die Afrikaanse taal, maar oor die algemeen was hulle 12 gewees. Almal verwys redelik algemeen na die 12 apostels of die 12 disciples. Hierdie woord word wisselvallig gebruik, ek gaan nou vir julle wys, en hulle was, hierdie 12 disciples wat uitgekies was, wat meeste algemeen is, was Simon Petrus en sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, wat ook broers was, Philippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakobus, Thaddeus, nog 'n Simon, en dan natuurlik Judas, wat later vervang is deur Matthias, of wat ook bekend gestaan het as Levi. Baie mense dink Paulus was ook 'n apostel. Paulus het na homself verwys as 'n apostel, en dit is nogals interessant, dat ek dink later, mense hoor nie baie van Matthias en Levi, wat op die ou end gekies is nie, baie sê dat Paulus het eintlik sy plek gevat. Matthias was op die boeke gewees as een van die disciples, maar Paulus het so 'n groot rol in die vroeë kerk gespeel, dat hy eintlik algemeen ook aanvaar was as een van die apostels en die disciples. Nou die woord apostel beteken niks anders as 'n gestuurde nie. Iemand wat 'n spesifieke doel en 'n roeping gehad het. Dit was 'n apostel. 'n Disipel was meer 'n volgeling gewees. Iemand wat agter Jesus aangestap het, maar nie 'n spesifieke titel gehad het nie. So as jy die titel gekry het, dan het jy so half hierdie missie gekry, jy dalk 'n briefie gekry en gesê jy is nou aangestel in hierdie taak en in hierdie rol, maar 'n disipel kan enigiemand wees wat agter die Here aangestap het. Maar soos ek gesê het, hierdie woorde word baie afgewissel in die Bybel. Ons kry byvoorbeeld in Matteus, as jy Matteus 10 gaan lees, die eerste versie praat van die woord Matthäus, en die tweede versie praat van die woord apostolen. Die een praat van disipel en die een praat van apostel. So hulle word oor en weer gebruik vir dieselfde ding. Is amper soos potato en potato, as julle nou nie verstaan het hoekom ek daai aartappelprentjie daar het nie. En baie sê dat eintlik het hierdie term apostel na die tyd ontwikkel. In Handelinge word daar baie van apostel gebruik. So aanvanklik was dit half disciples gewees, hulle volg Jesus, maar toe dit half 'n amptelike rol begin raak het, toe word daar na hulle verwys as apostels. En toe begin daar so 'n bietjie meer uitgebrei word. So wanneer ons praat van 'n apostel, dan is dit 'n persoon wat 'n posisie van hoë aansien het. So jy het 'n titel gekry. Jy was belangrik geweest as jy hierdie rol gekry het. Jy het nie maar net vir Jesus gevolg nie, jy het definitief 'n posisie van hoë aansien gehad. Jy was 'n amptelike boodskapper geweest.
En in die Bybelse tyd word apostel verduidelik of gedefinieer as iemand wat persoonlik deur Jesus gekontak is. En dis nogals interessant. Ek weet nie of jy al 'n aanstelling gekry het soms op per WhatsApp nie, of 'n e-possie gekry het om te sê jy het nou nie die job gekry nie of jy het hom nou gekry nie. Jesus het persoonlik hierdie persone gaan uitkies en hulle gekontak. Dit was baie belangrik dat hulle in 'n verhouding met hom staan. So iemand wat Jesus persoonlik geken het, getuies was van sy openbare bediening en hom gesien opvaar het na die hemel. Wat gesien het dat hy opgestaan het nadat hy dood was en dat hy opgevaar het na die hemel. Dis wat jou gekwalifiseer het as 'n apostel in die Bybelse tyd. Daarom vandag nog baie mense noem hulle self apostels en dan sê ons nee, jy kan nie 'n apostel wees nie want dit was net gereserveer vir iemand wat Jesus persoonlik geken het, hom gesien lewe het op aarde, gesien het hoe hy opgestaan het en hoe hy opgevaar het na die hemel toe. Maar ons kan nog steeds vandag die rol vervul sonder die titel. En ek dink ons wil vandag bietjie daarby stil staan. Dat baie van ons wil graag 'n titel hê, jy wil graag status hê, jy wil graag 'n posisie inneem, maar die rol van disippelskap, die rol om 'n gestuurde te wees, om te gaan getuig van wat Jesus in ons lewe gedoen het, dis nog steeds 'n aktiewe rol vandag. Al het jy nie die titel nie, al het jy nie die naam nie, al is daar nie daai spesifieke pos wat jy dan beklee nie. Nou, baie van hierdie apostels was deel van Jesus se familie gewees. Interessant. Ongelooflike nepotisme wat in die Bybelse tyd plaasgevind het. Vandag kry ons nog steeds sulke maatskappye waar almal lekker happy family is. Johannes en Jakobus was sy aardse neefs gewees, want hulle ma was die suster van Maria wat Jesus se moeder was. Salome was haar naam gewees. So hulle was direkte familie. Simon Petrus en sy broer Andreas was vriende van die familie gewees. Dan was daar vriende van die apostels, Bartolomeus en Filippus. So eerst het Jesus 'n paar van hulle groep toe kom, maar die vriende ook sommer nog saam. En dan was daar kennisse van die priesterlike klas. Johannes die Doper was nie 'n apostel en 'n disipel nie. Hy was deel van die priesterlike klas, maar omdat hulle hom geken het, was hulle ook deel van die apostels. So lekker happy family. En Johannes die Doper was Jesus se kleinneef. So jy die mekaar is, ek is ook net so die mekaar oor wat daar aangegaan het. Maar lekker happy family. So ons sien dit in daai tyd hoe hulle gekies is. Nou interessant, ons het social studies geleer laas week, of dit word nou deesdae global perspectives genoem by ons by die skool, het ons geleer en daar praat hulle van die alliansies en hoe die Eerste Wêreldoorlog begin het, juis as gevolg van groepies wat by mekaar saam gestaan het en wat alliansies gevorm het. Dis presies ook wat gebeur het onder die disippels. Ons dink hierdie disippels was baie keer perfekte groep mense wat uitgekies is, wat Jesus mooi nagevolg het, nooit 'n voet verkeerd gesit het nie. Maar tussen hulle was daar 'n klomp subgroepe, 'n klomp alliansies gewees, 'n klomp onderlinge amper magstryde gewees, power struggles gewees, onder hulle om bo uit te kom. Presies soos wat ons in vandag se tyd kan kry. En daar was ook 'n sekere orde in hierdie disippels. Hulle was nie almal ewe belangrik gewees nie. En vandag baie keer stry ons teen struktuur, ons stry teen orde, ons stry teen dissipline. Ons wil nie hê iemand moet bo ons geplaas word in die maatskappy nie. Ons wil nie hê iemand moet die leiding neem nie. Ons wil net almal lekker saamwerk. Maar ons sien dit in die Bybelse tyd dat orde en hiërargie en struktuur ongelooflik belangrik was. Wie dink julle was die heel belangrikste disipel gewees? As ons die Bybel lees. Take a guess. Johannes, Petrus. Petrus was geen twyfel die senior disipel gewees nie. Ons sien dit op 'n klomp plekke in die Bybel waar hy heel eerste genoem word. In Matteus 10 vers 1 tot 2, Markus sien ons dit in Lukas en Handelinge. Petrus het verseker die leiding geneem. En dan was daar nog 'n kleiner groepie gewees tussen Petrus, Johannes en Jakobus, wat ons sien dat hulle het ook 'n belangrike rol gevul. Baie keer was hulle saam gewees. Hulle was die kerngroepie. Dit kan wees dat hulle dalk klomp leierskap eienskappe getoon het, dat hulle daai posisie gekry het. Dalk was dit maar net omdat hulle naby Jesus hulle die beste geken het. Soos ons weet, Johannes en Jakobus was neefs en dit was sy vriende ook gewees. Maar hulle was saam op die verheerliking van die berg, saam in die tuin van Getsemane. So dit was sy core leierskapgroepie. Vanmôre as ons bietjie na die disippels kyk, dan wil ek hê ons moet ook dink aan in ons huis en in ons familie.
En in ons werksplek, daar waar jy dalk 'n leier is, daar waar jy dalk ook 'n groep moet kry wat saam met jou is, daar waar jy dalk ook in 'n klein groep is en die leier van 'n klein groep is. Ons het mentors nodig in die lewe. Ons het mense nodig wat saam met ons die pad stap, wat in ons naby kringetjie is. En dan het ons ook ander mense nodig wat bietjie wyeer is, wat in 'n groter groep saam met mekaar kan trek. Natuurlik laaste op die lys, hoef ons nie te twyfel nie, was Judas Iskariot. En ek dink dit het hom dalk frustreer. Dalk wou hy baie graag 'n leier gewees het. Hy was verantwoordelik vir die finansies gewees in die disipelgroep, maar Matteus, wat ook 'n tollenaar was, wat ook met finansies gewerk het, was ook 'n kundige. So Judas moes ook gewonder het, jy weet, waar lê die streep? Wie doen nou die werk nou eintlik hier? En op die einde van die dag mag dit dalk bygedra tot sy frustrasie en baie onmin, want Matteus was ook baie kundig geweest en het dalk bietjie ingemeng in sy sake. Ons sien dat na Jesus gesterf het en opgevaar het, was daar nog 500 getuies na sy opstanding, 120 by die eerste Pinkster en 70 wat uitgegaan het om die evangelie te verkondig. So nie net die disippels wat die werk moes gedoen het nie. En toe Judas op die einde van die dag gesterf het Matteus en Levi, daar was 2 persone, tussen wie hulle moes kies. Tussen Matteus, wat ook Levi genoem was, en dan die ander ou, wat was sy naam? Barsabas Justus, of Josef, was sy kort naam gewees. Daai 2 moes hulle tussen gekies het. So, interessant dat hulle moes uitgestaan het. Dalk het hulle 'n bietjie opleiding gehad, dalk was hulle next in line gewees, maar hulle is gekies en ons hoor nie weer verder van hulle nie. Nou, wanneer ons kyk na hierdie, dis sommer net so kortliks ter inleiding, van waar die disippels vandaan kom, wie was hulle? En in hierdie alliansies en hierdie subgroepe, was daar baie onmin gewees. Ons vergeet in die Bybel hoe baie het hulle beklei om bo uit te kom, en het hulle vir mekaar gevra, wie was nou regtig die belangrikste gewees? Ons sien nepotisme, wat ek nou na verwys het. Hulle was vies vir mekaar. Johannes en Jakobus het hoeveel keer hulle ma gebruik, Salome, die suster van Maria, om vir hulle so half 'n bietjie voorbrand te maak, om so half bietjie vir hulle in hulle guns te tel. Baie keer het hulle haar voor op die grond gesit en gedink, sy gaan vir hulle deurkom. Die heeltyd onder mekaar gerede kabel. En wanneer ons vanmôre bietjie gaan kyk na wat Jesus vir hulle gesê het, dan dink ek elkeen van ons sit ook baie keer met 'n power struggle in ons binneste. Ons vergelyk ons dalk met die ou langs ons vergelyk ons dalk met 'n ander kerk, ons vergelyk ons dalk met 'n ander organisasie, met 'n ander leier. Jy's dalk 'n CEO of 'n COO of 'n CFO of 'n UFO of 'n wat jy ook al is, nê? Jy's dalk in so 'n posisie en jy sukkel om jou stempel af te druk. Jy sukkel om gesag uit te oefen. Dalk ondermyn mense jou gesag. Dalk is daar 'n klomp groepietjies en alliansies in jou organisasie wat jy net nie weet hoe om deur hulle te breek nie en wat om te doen nie. Dalk is jy in die rol van 'n pa vanmôre hier, of in die rol van 'n ma, of die rol van 'n vriend of 'n vriendin. Jy het dalk 'n klein groep wat onder jou leiding staan. As ons nie 'n magstryd partykeer het nie, het ons 'n stryd in ons binneste met onsself. Van hoe maak ek my merk, hoe doen ek my ding en doen ek dit op die regte manier. En dit is wat ons vanmôre wil leer by Jesus. Oor wat het hy vir die disippels gesê wanneer hulle sulke onderlinge stryde gehad het en onder mekaar gerede kabel het. Ons het nou onlangs gekyk na die Heilige Gees, dis Pinkstertyd, ons is nog steeds in daai tyd. En hoe baie keer probeer ons in die kerk 'n magstryd onder mekaar voer oor wie het die Heilige Gees? Wie is nou meer belangrik? Die een wat in tale kan praat, die een wat hard werk vir die kerk, wat die meeste sokkies in die skoene ingesamel het, die een wat 'n begeesterde ervaring het, wat sy hande in die lug steek, die een wat handjies gevou sit, wie is die belangrikste? En ek dink baie keer in ons lewe vra ons daai vraag op verskillende terreine en ons gaan vanmôre daarna kyk. So maak oop julle Bybels, ons gaan Bybel lees in Lukas 9. Dis al teksgedeelte wat ons vanmôre gaan lees is Lukas 9. En Lukas 9 is 'n baie lang gedeelte en dit gaan spesifiek oor leierskap en oor wat die Here vir ons wil kom sê. Maar ons gaan net so 'n paar verse daar uithaal. Ek het dit nie op die bord gesit nie want dit is redelik lank. So ek hoop jy het jou Bybel hier of op jou foon, is jy ook welkom om te kyk. Okay.
Ons gaan met mekaar saam lees. Lukas 9 vanaf vers 1 tot 6. Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle duiwels uit te dryf en siektes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie. Nie 'n kierie of 'n reisak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En as julle in 'n huis tuis gaan, bly dan in dieselfde huis totdat julle die reis voortsit. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van julle voete afskud as aanklag teen hulle. Hulle het toe vertrek en van die een dorp na die ander gegaan om oral die evangelie te verkondig en siekes gesond te maak. Ons sien daar dat Jesus het vir hulle 'n rol gegee, hy het vir hulle autoriteit gegee. Maar hoe lyk autoriteit as ek 'n disipel is, as ek 'n volgeling is, as die Here vir my autoriteit gegee het? Dit kom met 'n nuwe identiteit. En dis die heel eerste ding wat ek wil hê ons vanmôre met mekaar moet saam onthou. Ek kry 'n nuwe identiteit. Wanneer ek God se gesag in my lewe aanvaar, dan is ek 'n nuwe mens. Dis nie net ek doen 'n klomp goetertjies nie, ons gaan nou daarby uitkom, om 'n beter leier te wees of 'n beter volgeling van die Here te wees nie. Ek maak 'n onmiddellike switch. Dis 'n jump wat ek maak, dis 'n sprong wat ek maak. Dis die stappe wat ek kan volg om 'n beter Christen te wees nie. Ja, daar is stappe van gehoorsaamheid, ons gaan nou daarby uitkom, maar dit is iets wat in my binneste moet gebeur. Dis 'n onmiddellike verandering. Van my identiteit is anders. Ek doen nie meer dinge soos wat ek het gedoen het nie en ek leef op 'n ander manier. Ek moet daai absolute identiteitsomskakeling maak. Wanneer hy hier sê, julle moet julle lewe, dit staan so 'n bietjie later in Lukas 9, julle moet julle lewe vir die Here gee. Daai lewe, die Griekse woordjie psyche word gebruik vir dit. En wat is psyche? Dis ons brein, ons kop. Dit beteken nie ek moet my lewe verander nie. Dit beteken nie ek moet sekere goedjies in plek sit nie. Dit beteken ek moet hierbo 'n geestelike skuif maak om te sê ek het nou 'n nuwe identiteit. Ek is nou deel van die Here. Dis wat die Here wil hê. Ek moet daai innerlike identiteit verander. Kom ons lees 'n bietjie verder. Van vers 18 tot 27. Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper. Party sê weer, Elia, en party 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Hoe oulik is dit nie dat die disippels sê, nee, daai een sê dit, daai een sê dit, daai een sê dit, en die Here vra vir hulle, maar, julle, wie sê julle is ek? En toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, want hy het gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerders verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die 3de dag weer opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Hy sal bekleed wees met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar's party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Nou wanneer ons daai gedeelte lees, dan besef ons, dat hy wil nie hê die mense ons moet vir die mense gaan vertel nie. Hy wil hê ons moet dit self beleef in ons lewe. Ons moet beleef in ons lewe, dat die Here my kom verander het, en wie hy regtig in my lewe is. Ons identiteit lê nie in ons posisie nie, maar absoluut in wie ons is, en wat ons rang is. Vers 46 tot 49, ek gaan so 'n bietjie aanskiep tot daar. 46 tot 49. En hier kom die vraag. Wie is nou die belangrikste? Daar het 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was, en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kom staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang,
ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, hy is groot. In Matteus 18 verwys dit ook na hierdie storie waar hy sê, die kindertjies is die belangrikste. En hoekom sê hy dit? Die kinders is nie die belangrikste in die huis nie, julle. Die Here sê dit om hulle te mok. Hy sê dit om hulle uit te lag, eintlik om te dink, as julle nou dink julle is die belangrikste, kom ek wys julle, enigiemand is die belangrikste. Ek vat sommer 'n kind. Die kind is die belangrikste. Net om vir hulle te sê, het julle nou regtig gedink een van julle is die heel belangrikste. Jou prioriteite verander. Wanneer jou identiteit verander, verander jou prioriteite. Dan gaan dit nie meer oor wie die heel belangrikste in hierdie wêreld is nie. Johannes sê op 'n stadium daar in vers 49, hierdie mense dryf nou ook seker duiwels uit hier rondom my. En die Here sê vir hulle, dit gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan oor of jy my eerste plaas in jou lewe. Die teksvers waarby ons eintlik wil uitkom, vers 57, kom ons gaan terug soontoe. Ek gaan nou by die krits van dit uitkom. Daai gedeelte wat ons nou met mekaar saam klaar gelees het. Toe sê Johannes, vers 49, Here, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie teen julle is nie, is vir julle. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin, en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet 'n vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Nou ek wil net vinnig daar stil staan en nommer 1 wat in ons lewe moet gebeur is, jy moet 'n switch maak. Jy moet 'n nuwe identiteit op die einde van die dag kry. Maak nie saak hoe gehoorsaam jy is nie. Ons kan aan klomp goed gehoorsaam wees. Maar dit gaan oor hoe ek 'n absolute verbintenis aan die Here maak. En wanneer ek 'n absolute verbintenis maak, aanvaar ek sy autoriteit en sy gesag in my lewe. En dan verander my prioriteite. Dan kry ek nuwe prioriteite. En hier waar hierdie ouens gesê het, kom ek gaan doen net gou eers dit, of kom ek gaan doen net eers dat, sê die Here vir hulle. Hy sê, laat die dooies gaan begrawe. Daai pa was nie regtig op pad na die graf toe gewees nie. Hy het dit net as 'n voorbeeld gebruik, van ek moet net gou nog ietsie gaan doen. Miskien moet ek net wag dat my pa eers doodgaan, voordat ek vir Jesus kan volg. Dalk wil jou pa nie hê jy moet volg nie. Dalk is daar nog ietsie wat ek moet gaan doen. Ietsie wat ek by die agterdeur moet gaan beheer. En die Here kom sê, moenie terugdraai nie. Jou prioriteite moet verander. Plaas dit wat moet eerste kom, eerste. Jy kan later na jou familie gaan omsien, jy kan later daai goed gaan doen, maar jou geestelike lewe, jy is hier en nou, dit moet heel eerste in jou lewe kom. En baie van hierdie disippels was so idealisties geweest. Hulle het gesê, let's go, daai eerste ou. Maak nie saak wat dit vat nie. Ek volg vir Jesus. Ons wil wen. Ons wil bo uitkom. I'm gonna do it. Maak nie saak wat nie. As jy wil hê ek moet spring, dan spring ek. As jy wil hê ek moet vermoor, dan vermoor ek. En dis juist wat die Here vir hulle gesê, dis nie wat ek wil hê nie. Ek wil nie hê jy moet hierdie idealis wees van, kom ek gaan maar net vir die saak en ek doen dit maar net nie. Ek wil hê jy moet besef wie ek is. My autoriteit in jou lewe aanvaar en dit gaan jou prioriteite verander. Nie ander kant toe om nie. Nie ek gaan hierdie klomp goeders doen en dan gaan ek 'n hero wees nie. Besef wie is die Here in jou lewe? Volg hom slaafs na, aanvaar hom wat hy vir jou gedoen het in jou lewe, dan gaan jou prioriteite verander. Dan gaan jy die eerste goed eerste plaas en die tweede goed tweede plaas in jou lewe. Vir party van ons is dit dalk besittings of status of geld of familie. Nie slegte goed nie.
Maar die Here sê dis goed wat nie vir jou goed is om eers in jou lewe te plaas nie. Dis dinge wat op die ouend van die dag jou gaan doodmaak. Dis hoekom hy verwys na die begrafnis en na die pa toe, want hy sê as daai dinge eers in jou lewe is, dit gaan jou versmoor. Dit gaan jou dood bewerkstellig. Wanneer jy agter my gaan aanstap en besef dat jou prioriteite in jou lewe gaan verander, gaan dit 'n verskil maak. St. Augustine. Julle onthou St. Augustine het ons nou een van daai video's wat Jaco vertel het, hy was een van die vaders van die kerk gewees wat ook 'n groot omwenteling in sy lewe gehad het. Nou hy het na 'n preek van Ambrose geluister en dit het hom totaal inspireer. Hy wou net die Here volg. Hy was so begeesterd soos hierdie disippels. Let's go. Maar hy was in 'n siek verhouding met 'n vrou gewees wat nie reg was nie. Wat hy geweet het, dis iets wat nie inpas by volg en go vir die Here nie. En daai aand gaan bid hy, dis 'n baie bekende gebed wat hy sê, Here, maak my asseblief goed, maar net nog nie nou al nie. Not yet. Lord, please make me good, but not yet. Ek wil net nog so 'n bietjie my pa gaan begrawe, my besittingkies gaan kry, my goedjies gaan doen. En wanneer ons 'n volkome jump gemaak het in ons lewe, wanneer daai penny by jou gedrop het en niemand kan dit vir jou leer nie. Niemand kan vir jou leer om 'n pa te wees of 'n leier te wees. Ja, jy kan 'n kursusie gaan doen, jy kan dalk gaan swat, jy kan dalk 'n bietjie 'n ouerskapboek lees of 2 of voorgeboorte klasse of daai goedjies gaan bywoon. Wanneer jy die dag die rol as 'n man of as 'n pa of as 'n ma kry of as 'n leier kry, niemand kan jou voorberei op dit nie. Dis 'n switch wat jy moet maak, dis 'n jump wat jy moet maak om te besef dat ek is nou in hierdie posisie. En dis oombliklik wat jou gedagtes moet verander. Jy kan nie teruggaan nog soos hierdie ou wat die ploeg teruggekyk het nie. En daai dae as jy geploeg het met jou hand, dan moes jy letterlik gekyk het as daar 'n klip is. As jy omgekyk het, dan het jy skeef gegaan. Of dan het daar 'n klip voor die ploeg ingegaan en dan was daar chaos gewees. Jy kan nie omkyk nie. Wanneer ek besef het, ek aanvaar die Here se autoriteit, is dit ek stap in 'n nuwe wêreld in 'n nuwe identiteit en my prioriteite verander in my lewe. Dit wat agter my was, toe ek nog enkel lopend was, dit los ek agter my. Ek is nou 'n nuwe rol. Dit wat ek daar gedoen het, vergeet ek en ek aanvaar die gesag wat die Here vir my kom gee. 'n Ander vrou het ook kom sê, Barbara, is 'n praatjie wat sy eendag wat ek geluister het, wat sy sê, haar naam was Barbara Boyd en sy het gesê, ek kan nie by die vertrek instap en jy kan sê, Barbara is welkom, maar Boyd is nie welkom nie. Dis deel van my identiteit. My naam en my van is deel van my identiteit. Alles van my moet ek vir die Here gee. Elke liewe hoekie en draaitjie. Dis nie stappe wat ek volg van, ek gaan nou eers my huis en dan gaan ek my kar en dan is ek bereid om my familie op te offer en dan is ek dit nie. Dis 'n neerlê. Dit is 'n volkome. Kan nie net sê, ek is Barbara, ek is Els op die hond. En dit kom saam met my, of ek nou daarvan hou of nie, dis deel van my. En dis wat die Here vir ons sê, ons moet daai totale oorgawe op die ou end van die dag kom gee. Disippelskap, dis in kort wat ons vanmôre vir mekaar wil sê, is nie 'n opsie nie. Dis nie van, kom ek dink, hoe gaan ek die Here volg nie. Dis nie 'n opsie nie, dis al manier hoe jy Christen kan wees. Al manier hoe jy Christen kan wees, is om alles neer te lê. Om sy autoriteit te aanvaar, jou prioriteite in jou lewe te verander, jou eerste te sit. Nie te sê, my familie is nie belangrik nie, hierdie is nie belangrik nie, hulle is belangrik, maar hulle is nie eerste nie. Jou eerstes te sit. En dan, die merk van 'n ware disipel, is nuwe genade. So eerste, aanvaar ek as ek sy gesag aanvaar, dan het ek 'n nuwe identiteit gekry. My van is nou Jesus Christus. Ek het nuwe prioriteite in my lewe gekry en dan die teken van 'n disipel, iemand wat 'n werklike volgeling is. 'n Pa, 'n CEO, 'n CFO, 'n ma, 'n UFO, wat ook al. Die teken is nuwe genade. Iemand wat meer vriendelik is, meer verdraagsaam is, meer geduldig is, meer vergewensgesind is. Dit sien ons dwars deur hierdie ding. Jesus sê, ek het vir jou 'n rol gegee, sê vir die disippels, kom volg my, doen hierdie goed, en hulle soos, yes, let's go, brand 'n vuur. Want hulle onthou wat Elia gedoen het. Hulle onthou al hierdie dinge wat gebeur het, wat met power gekom het. En wat sê die Here vir hulle? Gaan staan agter, bly stil, hou op om oor die vuur te praat, raak rustig. Het gaan nie oor die vuur en die power nie. En baie van ons wil met ons vuiste dit regmaak, met ons geld dit regmaak, met ons status dit regmaak, met ons wat ons ook al in ons binneste het, watter wapens ons ook al het, watter
sy pa, wat hy wou begrawe. Hy het dalk op sy pa se rug gery, want sy pa was beroemde ou. Hy wil net eers by sy pa gaan check, en gaan seker maak, mag ek nou vir Jesus volg? Sal dit nou alright wees? Nee, al hy goed los ek agter, en Jesus het hoeveel keer gesê, wow, raak rustig, laat die kinders kom, laat die mense kom, kom ons behandel hulle met genade. Hierdie ouens wat die duiwels uitdryf, laat hulle toe. Kom ons wees rustig. En dis wat hy wou gehad het in die mense se harte moet gebeur. Dat hulle daai besef moet hê, dat die Here is die een wat met vuur kom. Hy is die een wat aan die kruis die vuur moes deurmaak. Wat gelouter is. Dis nie ons werk, om met ons vuiste te beklei en 'n power struggle te hou nie. Ons is hier om genade en liefde en geduld uit te deel. En wat beteken dit vir ons as vaders, of moeders, of leiers? Dit beteken jy moet meer verdraagsaam wees, meer geduldig, meer vriendelik, meer bedagsaam, meer saggeaard. Klink verskriklik. Dit klink nie soos 'n goeie leier nie. En op die einde van die dag, daai ding is nie iets wat ek van self gaan regkry nie. Dis wat met my gaan gebeur wanneer ek die gesag gaan aanvaar, die autoriteit wat die Here my gegee het, wanneer ek 'n nuwe identiteit gaan aanvaar, nuwe prioriteite in my lewe gaan stel, dan gaan dit die vrug wees van ware disippelskap. En daarom is ware disippelskap begin by lê my lewe neer. Lê my lewe neer en sê ek het autoriteit gekry, maar dis die autoriteit van die Here. Hy is die een wat die gesag het en mag hy deur elkeen van ons kom werk. Kom ons sluit ons oë. Here, ons wil vandag vir u kom sê dat dis maar moeilik vir ons om die autoriteit van die Here in ons lewe te laat gebeur, want ons dink ons self moet dit regkry. Daar's 'n klomp goed wat ek moet doen en 'n stappe wat ek moet volg om 'n goeie Christen te wees, om 'n goeie disipel en 'n goeie volgeling te wees. Here, maar ons leer vanmôre dat ja, die gehoorsaamheid kom later. Gehoorsaamheid is nie die eerste kwalifikasie vir ons om 'n disipel te wees nie. Elkeen van die persone wat die Here geroep het, was nie gehoorsaam nie. Hulle het uit ver plekke uitgekom, uit te mekaar plekke, hulle was deel van die familie, is mense wat hy geken het, maar hy het in hulle sy autoriteit kom plaas, Here. En daarom die absolute verbintenis aan U, mag dit ons eerste stap wees. Mag ons besef dat ons totaal aan U moet kom oorgee. Nou daar nie sekere dingetjies is wat ons nog moet vashou nie. En wanneer ons totaal ons identiteit kom verander het en kom besef het dat ons nuwe mense is, dat dinge nie meer op die ou manier moet dink nie, dat ons nie meer op die ou manier moet doen nie, dan gebeur daar nuwe prioriteite in ons lewe. Dan kan ons 'n lysie maak van sê, dit kom eerste, dit kom tweede, dit kom derde. En Here, dit gaan op die einde van die dag uitspeel, dat ons geduldiger is, geduldiger paas is, vriendeliker maas is, dat ons meer genadige base gaan wees. En Here, al lyk dit nie soos die gesag wat ons wil uitoefen rondom ons nie, dan weet ons dat U deur ons op 'n kragtige manier werk. Mag ons agter in die ry gaan staan. Mag ons nie heel eerste wil loop nie, maar mag ons agter U aanloop en besef dat dit die beste plek vir elkeen van ons is. Here, ons kom bely vanmôre dat ons wil graag alles in ons eie hande beheer kom uitoefen. Maar mag U vir ons vandag net met die Heilige Gees kom vul, sodat ons lewe merkwaardig sal kom verander. Sodat ons sal kan besef dat ek lewe nou as 'n nuwe mens. Baie van ons wat dalk vanmôre hier paas is, probeer so hard om 'n goeie pa te wees. Ons wil alles reg doen en elke keer faal ons maak foute, ons kry dit nie reg nie. En Here, dan is ons teleurgesteld in onsself. Dan is ek nie 'n goeie pa nie. Ek het alweer my hier meer verloor. Ek het alweer 'n klomp foute gemaak. Ek het alweer nie leierskap geneem in my lewe nie en in my gesin nie. Maar Here, ons besef vanmôre dat dit nie die begin is nie. Niks wat ons doen gaan van ons 'n beter pa maak. Behalwe dat ek in my gedagtes moet besef, ek is nou 'n pa. Ek het hierdie rol gekry as vader. Watter wonderlike voorreg is dit om hierdie rol te kan hê. En ek gaan dit nie met vuiste regkry nie. Ek gaan dit nie met vuur en vlam regkry nie. Ek gaan dit regkry wanneer ek my lewe neerlê vir die Here en onder sy autoriteit gaan staan. Wanneer ek hom volg en wanneer my prioriteite in my lewe verander. Wanneer ek Jesus Christus eerste plaas, gaan ek besef dat sekere dinge in my lewe gaan in plek val en gaan ek die vrug vir my gesin kan gee wat hulle regtig nodig het van 'n pa. Dankie dat U ons perfekte Vader is
En dat toe u opgekyk het na die hemel, het u geweet, dis waar u hulp vandaan kom. Dis waarvoor u hier op aarde is vir die Pa wat vir almal van ons aan die kruis gesterf het, en dat ons vandag daardie wonderlike nuwe identiteit kan hê, dat ons dit nie self hoef te bewerkstellig nie. Here, baie dankie vir die genade wat u ook teenoor ons betoon, wat vir ons net weer eens 'n bewys is dat u deur die vuur gegaan het, dat u deur die kruisiging gegaan het, en dat ons daarom nou hierdie genade van u kan ontvang. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen.